Julle moet saam met my weer vanoggend. Ons is in die teenwoordigheid van die Allerhoogste. En ons het gesing, hy maak my vry. Weet jy wat dit beteken as hy sê hy maak my vry? Halleluja. Johnson, hy maak my vry. Hy maak my vry. As jy dit gehoor maak my vry. As jy dit gehoor saam. Hy maak my vry.
inneem. Groete in die wonderlike naam van die Here. Pastor Sheldon het nog ons die badkamer toe begin. So 'n paar jaar terug, en dis ons hier kom weer as 2 dekades terug feit. Het hy gesê, ons is nie gebore nie as sy tyd en opgegroei in die suurlemoentyd nie. So jy kan maar glimlag in die teenwoordigheid van die Here. Mario en die res van die kerkraad, baie dankie vir die goddelike voorreg wat ek het vanoggend om saam met julle te wees. Dis altyd moeilik as mense jou voorstel met al daai goed wat hy nou voorgestel het. En dit plaas 'n geweldige las op jou om dan nou mos nou te execute. Maar ons is in die teenwoordigheid van die Here en dis nie oor vryheid vandag nie. Dit gaan oor Jesus, koning van die eeue vandag. As u Bybels het, gaan saam met my na Markus 5 toe. Ons het van vers 21 tot 43. Markus 5, 21 tot 43. Opskrifie sê die dogter van Jairus en die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het. Terwyl omdat dit 'n lang gedeelte is, jy kan maar soek, ek sal so lank begin lees. En toe Jesus weer in die skip opgevaar het na die ander kant, het 'n groot menigte by hom vergader. En hy was by die see. En daar kom een van die owerstes van die sinagoge met die naam van Jairus, en toe hy hom sien, val hy aan sy voete neer en smeek hom dringend en sê, my dogtertjie is op haar uiterste, kom lê haar hande op, sodat sy gesond kan word en sy sal lewe. En hy het saam met hom gegaan en 'n groot menigte het hom gevolg en hom verdring. En 'n sekere vrou wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing gehad het, en veel onder baie geneesere gelei en al hulle haar besittings uitgegee sonder om enige baat te vind, maar eerder erger geword het van Jesus gehoor en onder die skare van agter gekom en sy kleed aangeraak. Want sy het gesê, as ek maar sy klere kan aanraak, sal ek gesond word. En dadelik het die fontein van haar bloed opgedroog en sy het aan haar liggaam bemerk dat sy van haar kwaal genees was. En dadelik toe Jesus in homself die krag gewaar word wat van hom uitgegaan het, draai hy hom om onder die skare en sê, wie het my klere aangeraak? En sy disippels antwoord hom, u sien dat die skare u verdring en u sê, wie het my aangeraak? Toe kyk hy rond om haar te sien wat het gedoen het. Die vrou het wat gevrees en gebeef het omdat sy wis wat met haar gebeur het, kom toe en val voor hom neer en vertel hom die hele waarheid. En hy sê vir haar, dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede en wees van jou kwaal genees. Terwyl hy nog spreek, kom daar mense van die owerstes van die sinagoge se huis en sê, die dogter is dood. Waarom val u die meester nog lastig? Maar dadelik toe Jesus die woord hoor wat gespreek is, sê hy vir die owerste van die sinagoge, moenie vrees nie, glo net. En hy het niemand toegelaat om saam met hom te gaan nie, behalwe Petrus en Jakobus en Johannes, die broer van Jakobus. En hy kom in die huis van die owerste van die sinagoge en sien 'n rumoer, mense wat baie ween en huil. En toe hy binne gaan, sê hy vir hulle, waarom gaan julle so te kere en ween julle? Die kind is nie dood nie, maar slaap. En hulle het hom uitgelag, maar hy het almal uitgedryf en die vader van die kind saamgeneem, die moeder en die wat by hom was, en ingegaan waar die kind lê. Toe gryp hy die hand van die kind en sê vir haar, Talita kumi, wat as dit vertaal word, beteken, dogtertjie, ek sê vir jou, staan op. En die dogtertjie het dadelik opgestaan en begin rondloop, want sy was 12 jaar oud, en
uitermate verbaas en hy het hulle met nadruk beveel dat niemand dit moes weet nie en gesê dat daar vir haar iets te ete gegee moes word. Gemeente van die Here Jesus Christus, Markus vertel hierdie verhaal wat ingevleg is in mekaar. Dis soos 2 drade van een tou wat in mekaar gevleg is. Aan die een kant 'n baie bekende, gerespekteerde persoon, Jairus, 'n leier van die sinagoge, wat sy dogtertjie se deur van die dood gesien het oopgaan. En dan aan die ander kant 'n naamlose, vergete vrou wat vir 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het. Vir 12 jaar lank in pyn geleef het. Vir 12 jaar lank sonder genesing moes klaarkom. Sonder nabyheid en sonder hoop. Ek dink wanneer ons na hierdie prentjie kyk, dan sal ons sien die verskille in hierdie prentjie. 2 uiterstes, 'n bekende en 'n naamlose vergete mens. Iemand met status aan die een kant en iemand met skande aan die ander kant. Die een het 'n familie, die ander een alleen. Die een is in beheer, die ander een het alles verloor. Maar die een ding wat hulle in gemeen het, is die desperaatheid wat nodig gehad het, wat elkeen van hulle nodig gehad het om Jesus te sien. Jesus of Jairus se desperaatheid. Jairus, die gesiene man, val voor die Here neer, ongewoon van hulle tydera waarbinne hulle geleef het, want hy is 'n owerste. En hierdie owerste, hierdie leier in die kerk, val voor Jesus neer en hy pleit by die Here. Hy sê, my dogtertjie, lê op haar sterfbed, kom lê vir haar hande op, sodat sy kan gesond word en lewe. Geliefdes, ons sien iets belangrik hier. Wanhoop kan selfs die sterkste en mees gesiene mens op hulle knieë bring. Pyn en verlies maak nie onderskeid tussen ryk en arm nie. Pyn en verlies maak nie onderskeid tussen gesiene en verworpe nie. Jairus wys vir ons die ware geloof begin wanneer jy jou trots neerlê en besef ek het Jesus nodig. Kry die prentjie van 'n pa wat by 'n siekbed in die hospitaal sit van sy meisiekind, wat aan pype gekoppel is, waar die dokters gesê het, daar is nie meer hoop nie. Kry jy prentjie vir die van u wat in die hospitaal besoek al afgelê het. Magteloos, totaal en al oorgelaat, uitgelewer, kan niks doen nie. Hierdie kind wat in die lewe gebring het, vir wie hy alles gegee het, vir wie hy nou niks kan doen nie. Ek dink daai pa sal enige iets doen. Hy sal sy huis verkoop, hy sal sy kar verkoop, hy sal alles doen, net sodat sy kind gesond kan word, as dit waar dierbaar is. Ek dink elkeen van ons sal enige iets doen, wanneer ons in wanhoop sit, magteloos, en ons kan niks meer doen vir 'n persoon nie. So is dit ook in ons geestelike nood. Ons kan nie onsself red nie. Ons kan nie onsself verlos nie. Ons kan nie onsself
genees nie, maar Jesus kan. Die tweede persoon in ons verhaal wat ons gelees het, en in die vertelling van Markus, 'n vrou, gebroken in haar geloof, maar dapper. Die vrou wat 12 jaar lang aan bloedvloeiing ly. Ek dink as u vir 12 jaar lang moes ly, en dit lyk daar as 'n uitkomsie, hoe sal u en ek se geloof wees? Somtyds dan is daar nie geld nie. En dan begin ons die Here te mistrust. Ons geloof breek op. Ons raak wanhoopig. Ons vra, Here, waar is u? U dan beloof, u gaan daar wees vir my. U sê dan in Jeremia, ek weet wat 'n planne ek kan gaan die Here koester. Maar waar is u, Here? Kan ek die tieners wil kry hier asseblief? Jong mense, kom na my toe. Kom na my toe. Staan nog tieners. Jong mense, as jy voel jy is jong, dan kan jy kom. Moet nie so bang wees hier toe. Ek wil gou vir julle die illustrasie doen wat gebeur. Staan net so vas. Kom gou. Jesus is op pad waartoe? Jairus se dogtertjie toe, 12 jaar oud, né? Jong mense, 12 jaar oud. Jesus is op pad. Want Jairus kom en Jairus sê my dogtertjie is besig om te sterf aan Galilei. En hy is op pad nou na Jairus toe. En op pad na Jairus toe gebeur die Bybel sê dat 'n skare saam met hom gewees en hulle het hom verdrink. Kom om my asseblief. Kom rondom my. Kom om my. Nie so bang wees nie. Ek gaan julle nie arresteer nie vanoggend nie. Maar ek gaan julle arresteer in die gees vanoggend, né? So kom om my. Verdring my. Verdring beteken julle moet baie naby aan my kom. Dis die prentjie Jesus in die middel van die skare. Nou moet julle, ek gaan nou beweeg na daai kant toe, so julle beweeg saam met my, né? Dit is wat gebeur. Beweeg saam met my. Beweeg saam met my. Jesus is besig om te beweeg. Patricie, kom gou na my toe asseblief. Kom wees gou Jesus. Kom Patricie. Dis ons Patricie, né? Kom, jy's nou Jesus. Ek wil illustreer. Nou beweeg julle saam met Patricie, beweeg daai kant toe, kom jy weet die kant toe. Beweeg. Dis die prentjie. Die mense verdrink vir Jesus. Die vrou wat in bloedvloeiing ly. Nou, die vroue sal verstaan as julle maanstonde kry, julle voel swak soms, né? Is dit waar? Kom aan, ons is nie kerk julle. Ons is mense, ons laat ons die realiteit in die gesig staan, né? Dit gebeur ons. Julle swak, julle wil hê die manne moet aan julle vat nie en so gaan julle aan, né? Is dit waar julle? Dit is mos so. Moenie naby my kom nie. Nou in die Bybelse tyd as 'n vrou haar periode gehad het, dan word sy as onrein beskou. So wat beteken sy kon nie naby mense gekom het nie. So sy is 12 jaar lang vloei sy elke dag. 12 jaar lang. Die vroue, hoe lang vloei julle? Sommige 'n week, 7 dae. Sommige is langer, sommige is 5 dae, sommige is 3 dae en dan spot en gaan aan. Maar dis die prentjie. Patricie loop, ek het nie gesê jy moet stop nie, want Jesus loop. Patricie loop. Die Bybel sê die vrou wat in bloedvloeiing gely het wat gedoen? Het sy klere aangeraak. Is dit so? Nou as u swak en siek is, dink u sal kan op die voete wees? Nee! Dis wat gebeur met die vrou wat in bloedvloeiing stap hy kan toe Patricie. Want die Bybel sê van agteraf. Sy is op haar knieë. Sy is op haar knieë. En sy druk die skare. Sy druk die skare. Dis om die soom van sy kleed aan te raak en ek gaan sit. Daar is 'n desperaatheid met die vrou. Daar is 'n desperaatheid met die vrou. Die Bybel sê sy het neergegaan op haar knieë. Want die Bybelse tye het die manne mos nog nie kortbroeke gedra nie in Galilei.
Hulle het mos soos cassoks gedra wat hier onder op hulle voete was. So vir haar om Jesus aan te raak, moes hy op haar knieë gaan. O, deesdae, dan sê ons nee, dis die kussinkies in die kerk dat ek op my knieë kan gaan nie. Ek sit maar aan lyn. Daar's nie 'n desperaatheid om die Here aan te raak nie. En geliefdes in die Here, die prentjie wat ek kry is die prentjie van ons samelewing. Ons het aan die een kant 'n dogtertjie 12 jaar oud. Ons is jong mense, hulle besig om te sterwe. As gevolg van dwelms. As gevolg van verhoudinge waarin hulle is wat hulle nie nodig het om in te wees nie. Ons is jong mense is op die strate heen. En ons ouers weet nie waar hulle kinders is nie. Verlede week begrawe ons iemand, 'n jong 17-jarige kind in Klein Willem, wat 24 keer deur haar pa doodgesteek is. 24 keer. 'n Pa wat kniel oor sy meisiekind en net begin steek. In haar gesig, haar skedel, haar liggaam is deurdrenk met messteke. Hoe kry 'n pa dit reg? En hier's 'n vrou wat swak is. Wat praat van ons samelewing, ons groot mense wat kom swak word het. En die vrou wys vir ons wat die antwoord is en dit is terug knieë toe. Die vrou wys vir ons waar die antwoord is, want toe sy die soem aanraak, toe gaan daar krag in die Here uit. En die Here kom tot stilstand. Wanneer daar krag by die Here uitgaan, kom hy tot stilstand en hy vra, wat het hier gebeur? Ons wil krag by die Here hê, is dit waar? Ons wil hê die Here moet ons aanraak, is dit waar? Ons wil hê die Here moet ons omstandighede verander, is dit waar? Maar ons het die tyd om op ons knieë te gaan en te vra, Here, raak my aan met krag nie. Ons is nie desperaat genoeg vir die Here nie. Die bidure loop leeg. Ons het nie meer voorbiddingssessies nie. As dit is dit kort termyn. En gelaai was die tye wat ons deurgebid het. Nagte Mario hier in die kerk, die voorgeleed voor die aangesig van die Here, om seker te maak dat ons generasie by die Here is. Ons het gehoorsame ouers gekry en streng kinders deesdae. Moet ek dit herhaal? Lisa, gehoorsaam ouers, streng kinders. Want as die kinders sê so, dan spring die ouers. Ons moet terugkeer. En die beste plek om terug te keer is op ons knieë. Is op ons knieë. En dan moet weer 'n desperaatheid kom om die Here te wil aanraak. Wat gebeur met Jairus? Hy val op sy knie neer voor die Here en hy pleit by die Here, my dogtertjie het gesterf. As U net kan kom en haar kan aanraak. Matrikulante, vir julle vanoggend, ek weet dis 'n angstige, baie stresvolle periode vir julle. Is dit so? Vanoggend het julle geleentheid om Here aan te raak. Raak net sy klere aan. Raak net sy klere aan. Raak dit net aan. En hy sal vir julle deurkom. En hy gaan vir julle deurkom. Hy gaan vir julle deurkom. Elkeen van julle gaan hy deurkom. En vir u vanoggend wie hier is, en jy voel u is nie meer desperaat genoeg om die aangesig van die Here te soek in die omstandighede nie, dan wil ek vir u sê, Jesus is hier. Hy gee 'n nuwe hoop en hy gee nuwe lewe vanoggend vir elkeen van u. Nuwe hoop, nuwe lewe. Hoe lyk dit in u lewe?
Toe ek in 2021 gekonfronteer word met beide my ouers wat 'n maand uit mekaar uit sterf, eindig ek in 'n kliniek op vir 21 dae as gevolg van uitbranding. Dis COVID-tyd. Ek kan nie by 'n sterwende man net uitkom soos wat ek wil nie. En sy sterf die 19 April 2021. Organe pak op. Ek kan die laaste nag en ure van haar kan ek spandeer en haar deur bid na die Here toe. En 'n maand later sterf haar man aan 'n gebroke hartsindroom. Hy kon dit nie hanteer nie, Ankelai. Ek kom in die aar by die lijkshuis. My pa se hand lê daar uit soos wat hy probeer uitreik na 'n asmapomp toe. Uncle Reggie, en hy lê sterf net so daar. Suurstoftank is aan sy regterkant, die asmapomp is aan die linkerkant en hy sterf. En dit raak te veel vir hierdie predikant. En hy brand uit. En wanneer ek hier vandag staan, dan staan ek hier as 'n getuie van wat God kan doen as jy desperaat raak vir die Here. Toe dit vir my voel, ek wil nie meer nie. Ek kan nie meer nie. Toe dit vir my voel, ek wil nog maar die tuig ook maar neerlê as predikant, want ons kom by daai plek, Ankelai, waar dit net dood eenvoudig te swaar raak, en die verantwoordelikhede raak net te swaar. En die eis van die lewe raak net te swaar vir jou. En jy voel, ek kan nie. Ek kan nie meer nie. En ek begin desperaat raak. En die Here roep my weer. Ek het byna my huwelik verloor, Mario. Ek het byna alles verloor wat ek so lank voor gewerk het en hard gewerk het. En my mentor het vir my geleer, in die bediening is daar nie plek vir lui mense nie. So ek het gewerk. Ek vertel vanoggend vir Mario, Ankelai, dat soggens 6:00 is ek in my kantoor en sommige aande 8:00 kom ek eers by my huis aan. Want die las vir God se mense is so swaar dat jy nie omgee wat jy aan jou liggaam doen nie. En dan kom jou liggaam en hy besluit tot hier toe en nie verder. En hy nearly lost it all. As dit nie vir die Here was nie, sou ek vandag hier na julle amper 20 jaar weer terug hier by julle kon staan en sê, raak desperaat vir die Here, want dit gaan nie beter raak nie. As ons die Bybel reg lees, dan wil ek vir julle sê, dit gaan nie beter raak nie. Maar vir die kinders van die Here gaan dit beter raak as ons 'n desperaatheid het om in die Here te bly en te skuil. Want hy sê, ek sal ons nooit vergewe en nooit verlaat nie. Hy sal altyd by ons wees tot aan die volleinde van hierdie wêreld. En nou het ek nie vir die helfte van my preek gekom nie. Maar ek glo met my hele hart dat die Gees van die Here nou terwyl elke oog gesluit is. Met u gepraat het vanoggend, Jesus wil mense se lewens opwek vanoggend weer. Soos die dogtertjie van Jairus wil die Here weer mense se lewens opwek. Opwek.
As u ingesluit word in 'n gebed wat ek vir u en myself ook wil bid, dan wil ek hê u moet saam met my staan vanoggend. As u voel ek het nodig om voor gebid te word, dan wil ek hê u moet saam met my staan vanoggend. Dit maak nie saak wie is nie. Die gedeelte het vir ons gewys, dit maak regtig nie saak wie jy is nie. Jesus bring lewe waar daar dood is. Vir die vrou wat genesing nodig gehad het, vir Jairus het hy hoop gebring, vir die kind het hy lewe gebring. Kom ons bring ons in desperaatheid na die Here toe. Kom ons bring ons desperaatheid na die Here toe. Halleluja. Dankie Here. Dankie Here. Be still. Halleluja. En in die stilte weet as u kan, wil u nie vanoggend saam met my kom kniel voor nie. Wil u nie saam met my kom kniel vanoggend nie asseblief.
Herstel huwelike, Here. Herstel verhoudinge, Here. Herstel, herstel. Herstel, Here. Herstel, Here, herstel. Herstel verhouding tussen ouer en kind nou, Here. Tussen kind en ouer. Herstel, Here. Herstel tussen broer en suster. Herstel, Here, herstel. Halleluja. Maak heel gebrokenis. Yes, herstel, Here.
so stil. Jesus. Kan jy met die hand vir my opstaan asseblief? Dis 35 jaar terug. En maar toe ons matriekend is. En ek wil vandag uit my hart uit vir julle sê dat die Here gaan saam met julle. Elke vak wat julle gaan skryf, die Here gaan by julle wees. Wat belangrik is, julle moet julle deel ook doen, nie? Moenie nou net heeltyd bid en sê, Here, u moet nou gaan skryf vir my nie. Julle gaan skryf. Die Here gaan julle gedagte gaan oopmaak, sodat dit wat julle ingeneem, julle kan neersit op papier, nie? So julle moet alles in julle vermoë doen. Deesdae is dit net goed genoeg om 'n matrikulasie te hê, nie te slaag nie. Daar buitekant, in die wêreld waarin ons leef, is the survival of the fittest and the smartest. So you will have to do, julle moet alles in julle vermoë doen, om seker te maak, dat julle goed julle matrikulasie eksamen aflê en ook slaag. En die Betty, ek sit met 'n BCom student sonder werk, daar by die huis. En die jongste een is besig met sy LLB, en maar volgende jaar klaar, en dan weet ek nie wat gaan hy doen nie. So selfs die BCom studente kry nie werk nie. So julle moet alles in julle vermoë doen, om seker te maak dat julle so slaag, dat julle beurse kan kry. Ons leef ons in gemeenskappe wat ons mos nie skatryk is en almal kan gaan studeer en goed nie. So julle moet so slaag dat julle beurse kan kry. Okay? Ons trek vanoggend laar rondom julle. Ons trek laar rondom julle en ons vertrou die Here sal vir julle sorg en met julle wees, dat julle nie angstig sal wees as julle in daai lokale instap om julle vakke te gaan skryf nie. Wees kalm en wees rustig. Is dit Joshua 1 vers 9 wat sê, be strong and courageous, do not be afraid. Nee? So with that, and with that piece of scripture, I want to leave you, be strong and courageous. So whenever you walk into the examination rooms, know that God is with you. Okay? Kan ek vra, waar is die dienswerkers, ouderlinge en diakens? Ek wil hê julle moet net so langs die kante kom staan en net so julle hande oor hulle uitsteek. Dienswerkers, is daar ander dienswerkers wat kan kom? Kom ons staan net so rondom hulle. Kom ons staan net so rondom hulle. Terwyl julle oë gesluit is met die lande. Here, hier staan die jong kinders voor u. En binne 'n paar dae begin hulle laaste eksamen van hulle skolastiese opleiding af te lê. En ons bring elkeen van hulle voor u, Here. En ons pleit, Here, dat u met elkeen van hulle sal wees. Here, dat u in hulle gedagtegange sal beweeg en dat u hulle gedagtegange sal oopmaak, sodat wat hulle ook lees en wat hulle leer en studeer, dat het sal ingaan en daar sal bly, sodat hulle dit kan verpen wanneer hulle daar sit en skryf. Ons bring hulle nou en ons vertrou hulle toe aan u troue sorg, Here. Elkeen van hulle. En ook alle ander matrikulante reg oor die breedte van Mamasrivier, die Weskaap en die land. Ons bring hulle na u toe, Here. En ons vertrou hulle toe aan u, die Here. Here, ons vertrou dat hierdie jaar 'n jaar sal wees waar mense verbaas sal staan van wat u kan doen. En ons dankie daarvoor. Ons bid vir Wesbank, ons bid vir Skoonspruit, ons bid vir Swartland, ons bid vir die ander hoërskool
hier in Mamasbury, Lingaletu, ons bid Here dat U met hulle sal wees, elke kind Here. En ook alle ander studente, leerlinge wat sal eksamens aflê, ons bid vir hulle vanoggend. En ons dank U daarvoor. Laat U wil geskied in elkeen van hulle lewe, in Jesus se naam. Amen. Ek gaan vra dat die susters vir ons na vore kom. Hulle gaan vir ons sing voordat ons oorgaan na die tafel van die Here toe. Al die susters, u kan sit, matrikulante, u kan vir ons sit. Die susters kom asseblief. Is daar 'n voorsanger van die susters? Of gaan hulle koorsang sing? Okay.